oor of met. Nou, moenie julle bekommer oor my koelbox nie. Julle sal nou weet wat hier aangaan. So fokus nou op my. Want ek gaan hom nie oopmaak nie, ek gaan vir jou sê wat hier binne is nie. So 'n blou koelbox met 'n wit heksel en 'n rooi lappie en 'n swart lappie op 'n stuk in 'n stoel. Dis al wat jy hoef te weet. Die res werk. So, ek beleef in die tyd wat ons is, dink ek ons elkeen het onsself vol in 'n situasie bevind wat oorweldigend sowel as onmoontlik was. En dat ek en jy gedink het dat ek kan dit nie doen nie. Ek het so gevoel oor wiskunde. As ek dit sien, dan kan ek dit nie doen nie. Maar dit is so belangrik vir my en jou om te besef dat in hierdie lewe wil ek vandag vir jou sê, het dit vir my soveel meer en makliker geword om net te sê ek kan dit nie doen nie. Want ek voel 'n paar jaar terug het ek en jy nog die vermoë en die krag gehad om vir baie groter dinge kans te sien as wat ons vandag nog voor kan sien. Want jy sien ons het gemaklik geraak. So nou as ek laas week byvoorbeeld 'n papwiel gekry het, of laas jaar of 2 jaar terug, 5 jaar terug 'n papwiel gekry het, het ek hom gou gechange en dit was fine en dit was nie die krisis in my lewe nie. En nou kry ek 'n papwiel, dan vergaan die wêreld. Ek het 'n papwiel, ek het 'n pap, en dan kan ek met hom optrek en dan dis hierdie verskriklike ding. Ewe skielik kom ek agter dat daar's meer goedjies wat groter word as wat dit is. Hoekom? Want jy sien ons is so gebombardeer en klaar so vol met negativiteit dat die kleinste dingetjie my tog maar tref. En dan gaan dit met my sleg. En ons het die gesegde gehad van nee, dit gebeur mos maar net in 3's. Ek wil sê, hulle het 'n 3 bygesit, hoor. Hulle het en nie punt 3 nie, hulle het 'n 3 bygesit. En ek wil vandag hierdie voorstel kom maak. En dit is eintlik 'n radikale voorstel dat enige situasie waarin ek en jy onsself vind wat vir ons die grootste probleem is, wil ek sê kan die grootste of is die grootste platform vir God om 'n wonderwerk te doen in jou lewe. Die res van julle soos hierdie pastoor gaan my nou in 'n storm inpreek, waarvoor ek nie nou krag het nie. Dis hoekom ek nie gaan amen sê nie. Hoor gou vandag, jou grootste uitdaging is dalk die perfekte platform en verhoog wat reg geskuif is vir die Here om iets te kom doen en jou iets te kom leer. Nee, julle jok, julle wil dit nie hoor nie. Nee, julle jok. Jy sien 'n mens kan nie op die water loop as daar nie 'n storm is nie, het jy geweet? Jy weet nie werklik wat God moontlik kan doen totdat jy nie dit sien en in die onmoontlike situasie is nie. Ja, het maar uitgeput. Ek het gesukkel want as julle sien hoe ek dit getik het met die spelfoute sal julle verstaan hoekom ek die Heilige Gees nodig het om vir my ook te sê wat ek getik het. Maar jy sien, dis juis in die middel van hierdie beproewings en half kom ons sê die verdrukking, dat God jou die genade en die geloof gee vir wat jy anderstens nie sou gehad het nie. Want jy agtergekom, daar's iets wat ons almal maklik kan doen. Ek kan baie makliker glo vir jou probleem as vir myne. Hoekom? Want dis jou probleem. Nee? Ons kan baie makliker geloof hê vir iemand anderste. Ek ontmoet 'n tannie die dag en ek kon net gou hierdie fan draai. Ek weet nie van julle nie, maar as die aircon aan, want dit is baie warm hier binne. Nou is hy aan. Ek sê net vir 'n tannie, sy bid vir een, ek dink dit was griep. Iemand het griep en sy bestraf die griepdemoon. Ek dink daar's nie so iets nie. Spanne. En sy bid vir hierdie persoon wat nie lekker voel nie, die liggaam is seer en is pyn, maar sy bid 'n gebed wat skrik vir niks, nê? En toe sy siek is, toe kan sy vir niemand bid nie. Want toe natuurlik het sy mos nou aangesteek. Verstaan? En ek sê vir die tannie, jy het nou die dag met bloed, spoeg en sweet en salfolie vir daai vrou gebid. En nou dat jy dit het, nou is jy krippel.
Hoekom kon ons baie keer geloof hê vir anderste probleme, voordat ons geloof het vir ons eie probleme, wat presies dieselfde lyk as hulle sin? Ons het baie keer nie die woorde vir ons eie krisis nie, maar ek kan vir jou bid. En dan is daar hierdie teologie wat ons gevorm het, wat eintlik nêrens staan nie, is dat as jy siek is, moet jy vir siekes bid, dan gaan jy ook beter voel. Wat 'n Bybel? Wat 'n Bybel? Gebeur dit? Ja, dit doen regtig. Dit gebeur dat as ek vir iemand bid baie keer, dan voel ek beter of ek word ook genees. Die Here genees baie keer mense gelyktydig, het jy dit geweet, want hy kan dit doen. Nou wil ek vandag vir jou sê, toe vorm ons 'n teologie daarom. Ek jokie vir julle, ek was nou nog by 'n kerk, toe praat ek met hulle, toe sê een ou siek, toe sê ek van wat gaan jy doen? Nee, Sondag gaan ek vir almal bid wat siek is. Ek sê, hoekom? Nee, want ek is siek, gaan ek gesond word. Ek sê, dis 'n bietjie selfsugtig. Maak nie saak van hoe ons voel nie, moet ons nog steeds doen dit wat die Here sê, want hy gaan getrou wees op sy woord. Nie getrou wees op jy wat dink wat dit is en wat supposed is om te werk nie. Panado was ook op 'n stadium die enigste pynpil wat gewerk het. Nou is dit klomp, genade, soveel lang name, kom julle mediese reps, gooi bietjie daar al die name. Ek het nou nog 'n baie cool pil ontdek, maar ek weet nie wat sy naam is nie, maar hy werk lekker. Jy sien, maar eintlik wat ek wil sê is, daar's net een pil en is die gospel. Maar hoor gou vanmôre. Ek en jy kom baie keer op hierdie plek, en weet jy hoekom is ons daar? Want ons gee nie kans vir ons geloof om gebou te word nie, want ons is te gemaklik. So, ek het geloof wanneer dit binne in my gemak ontwikkel kan word, nie buite my gemak nie. Hallo? Jy sien, baie keer bid ons, Here, haal my uit hierdie storm uit. Here, kan hierdie asseblief nog net verby my gaan? En dan dink ek aan wat het Petrus gedoen toe hy saam met Jesus in die storm is en Jesus aangestap kom op die water. Onthou daai verhaal? Hierdie man is dik in 'n storm en hier kom Jesus aangestap en sê, "Wat's fout? Is jy 'n bietjie nat? Wat gaan aan?" Nee. Eers skrik hulle self mors dood, want wat soek 'n man in die middel van die see op die water? En ek dink by myself, as jy vandag se realiteitsprogramme gaan kyk, dan gaan hulle almal omdraai en hulle wil hom gaan red. Nee? Dit was nie Petrus hulle se eerste gedagte nie. Hulle was soos, kom weg hier. Soos go. Don't make any sudden movements. Bly stil en roei. Moenie oogkontak maak nie. Nee? Jy nog ooit gesien as jy in die donker ewe skielik iemand sien en dit lyk soos 'n wit ding en jy sê soos, loop net vinniger. Loop net vinniger. Ha? My persoonlikheid is anders. Ek soos, hey, wat maak jy? Nee, okay. Ek dink hy het griep. Maar ek besef in my hart, hier kom Petrus aangestap en Jesus aangestap en hy sê vir Petrus, in die storm, hallo, in die water, en hoe dit nogal rof gaan, sê hy vir hom, hey, Petrus sê, Here, is dit jy? Ek weet nie van jou nie, maar ek gaan nou in die middel van die see in die donker vir iemand in 'n wit hempie skree of dit die Here is nie. Ek gaan iets begin bestraf en watergeeste en allerlei goed. Jy weet ons hoe kan ons dit groot maak? En hy sê vir hom, Here, is dit jy? En hy sê vir hom, ja, en wat sê Jesus vir hom? Wat sê Jesus vir hom? As jy gewonder het, ons is in Matteus 14. Matteus 14:29, hy sê, kom! Kom! Ek weet nie van jou nie. Gelukkig was dit 'n groot mens. Want as jy vir 'n kind sê, kom gou hier. Weet ek hierdie naweek geleer. Hy sê vir hom, kom. So iets moes in Petrus se hart van sy verstaan van wie Jesus is. Van die oomblik toe hy weet dit is Jesus. Toe klim uit. Nou wil ek vandag vir die volgende vraag vra. Hoeveel keer weet ek en jy wanneer die Here iets vir ons sê en dan twyfel ons doen dit nie? Hoeveel keer is dit 'n keer dat jy weet dis die Here? Jy weet dis hy, hoekom? Want ek ken hom. Ek het 'n verhouding met hom. Ek verstaan hom.
Ek weet wie hy is. Soos hy vir my sê, kom, dan vertrou ek hom blindelings en ek gaan. Hoekom? Want hy het my nog nooit verkeerd gewys nie. Ek wil jou vandag sê, die tyd dat wat ek en jy in lewe is, dit nodig dat ek en jy weer Jesus leer ken, sodat ons hom kan vertrou. En om Jesus te leer ken is meer as wat ek vir jou hier op 'n Sondag kan gee en kan doen en kan sê. Jy sien, Petrus het nie op die water geloop toe alles rustig was nie. Het was 'n wonderwerk, het was op 'n storm, ons verstaan dit. En Jesus sê die volgende in Matteus 17:20. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle van hierdie berg sê, gaan weg waarvan jy waartoe, en hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Is die spelling op die bord reg? Okay, want dit is nie hier reg nie. Sonder 'n storm is daar geen rede, hoor gou, vir my en jou om weer in die oë van die Here te kyk partykeer nie. Jy sien, partykeer is ek en my en jou verhouding met die Here net wanneer daar krisis is. Net wanneer ons iets nodig het, ewe skielik kan ek weer Bybel lees, ewe skielik kan ek weer kerk toe kom, ewe skielik kan ek weer luister wat die mense sê, en ewe skielik kan almal vir my bid, want ek het nou 'n krisis in my lewe, en as die krisis verby is, dan sê ek soos, right, nee, Sjap, wat doen ons Sondag? Nee? Want jy sien, partykeer het ek en jy crisis management Christene geword. Wat is 'n crisis managed Christian? Dien nie die Here as dit moeilik gaan, net wanneer daar 'n krisis is. Ek het 2 vriende wat heeltemal die teenoorgestelde van mekaar is. Wanneer daar 'n krisis is en bietjie moeilikheid is, dan is die een julle okay, wow. Krisis. Hardloop rond. En terwyl hy rondhardloop, kort ons 'n skroewedraaier en hy bring 'n potlood en 'n mes en 'n dit. Hy kan nie fokus nie, man, dis krisis. En die ander vriend wat ek het, wat partykeer in die mooiste geleentheid is wanneer daar 'n krisis optuig en hulle twee is saam met my daar. Want dan is ek soos in 'n fliek, ek wil vir my popcorn maak. Want sy reaksie op krisis is, okay, right, ek weet wat gaan ek doen. Dan moet jy weet, die ander man, kry wat nodig is, kom terug, hierdie ou natuurlik, kan jy net meer doen? Hoekom stap jy stadig? Kan jy nie sien die water loop jy uit nie? Ja. Buk af, maak vas, problem solved. Die pyp het net gelek, as jy gewonder het. Nou wil ek dit vir jou sê, my persoonlikheid is so bietjie van albei gekombineerd, met net 'n bietjie spoed by. So wanneer hierdie gebeur, dan wonder ek by myself, het jy geweet dat ek en jy het verskillende persoonlikhede en met daai persoonlikheid aanbid ons die Here? Hy is nie verbaas oor wie en wat jy is nie. Die Here weet ek is 'n nou mens. As ek iets vra, of jy sê vir my ek gaan jou Woensdag sê, of jy sê vir my yes, ek doen dit vir jou. Maar as ek jou môre bel, beteken dit ek jy wil dit nie doen nie. Want jou woorde was ek gaan dit vir jou doen. So ek wil dit nou hê. Ek wil dit vinnig sien gebeur. Die Here werk hard aan my hiermee. Maar ek kom daar. Jy sien, ek en jy wil baie keer die Here kom aanbid met hoe ons dink hy aanbid wil word. Terwyl hy sê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, net soos jy is. Een storm is 'n plek waar geloof groei. Ons hou nie van storms nie, kom ons sê maar eers, wie hou van 'n storm? Yes, ek love it, sy is soos, yes! Sy is die enigste een in die hele kerk wat nou reg geantwoord het. Well done. Want jy sien, as daar nie 'n storm in my lewe is nie, wil ek vandag vir jou sê, the greater the storm, the bigger the assignment.
So hoe groter die storm, en hoor nou, dis nou 'n mooi slogan vir jou kar, hoor, baie cute. Maar ons almal is soos, niemand gaan rondloop, ja, bring die storm, want as die oorwinning groter nie, is jy laf. Want jy sien, wanneer ek daar in die bootjie is en ek spap nat en ek het al die soutwater ingesluk en ek kan nie meer staan nie en ek is besig om te dryf op dieselfde deur waarop Rose gedryf het, wat Jack versuip het, en ek lê daar, wil ek vandag vir jou sê, is niks van dit lekker nie. Het ek jou aandag. Het jy een ou gesien op die Titanic wat besig is om te sink? Wat rustig is, behalwe die kaptein, want hy weet hy moet doodgaan saam met die skip. Nee? Almal het rondgehardloop. Mense het gedink hulle geld het ook waarde, toe lag hulle vir hulle. Wat gaan ek hier koop? Ek sê in die middel van die see. Nee? Dis chaos in 'n storm. Maar ek wil vandag vir jou sê, al wanneer dit chaos is in 'n storm, is wanneer jy nie weet wie die een is wat bestuur nie. Ek wil vandag vir jou sê, die tyd dat ek en jy ook op 'n plek kan wees en sê, okay, ek is in hierdie storm en ek is bewus van hierdie storm en ek is bewus van dit wat aangaan, maar kan ek net vir 'n oomblik die Here ook vertrou? Hallo? Kan ek vir 'n oomblik ook net die Here vertrou? Hoor gou. Ja, kom ek vra dit, maar ek wou nie, maar ek gaan. Jy sien, daar's sekere goed wat ek en jy eers ontdek wanneer ons deur moeilike tye gaan. Ek ontdek iets van myself. Ek ontdek hoe sterk my geloof is. Ek ontdek my vertroue in die Here en hoeveel genade daar vir my gegee is. Jy sien, ek gee nie altyd in die storm, soek ek nie altyd die uitweg nie. Ek wil vandag vir jou sê, dis dat ek en jy ophou in die storm die uitweg soek en die Here binne in die storm soek. Want jy sien, ons baie keer so op pad na die kant toe, dat ons vergeet wat ons moet leer hier binne. En ek wil vandag vir jou sê, jy gaan in jou storm bly, totdat jy die Here in hom vind. Nou, ek preek nie vandag oor storms nie, ek weet die wêreld is al stikkend gepreek oor storms, maar ek wil hê jy moet iets verstaan, want ek is iewers heen op pad, want ek het 'n koelbox. Het jy geweet dat geloof 'n stem het? Dat geloof nie stil is nie. Geloof het 'n stem. Jy sien, een van die grootste foute wat ek en jy maak, is dat ons in ons harte glo dat ons kan praat, terwyl ons monde nie beweeg nie. Nee? So kan ek jou sê, wat het die vyand nou gesien? Niks. Maar as ek hier loop en ek is besig om te bid, en dat my ore dit kan hoor, en my hart dit kan verstaan, en ek is besig om hierdie geloof in my lewe in te spreek, en dit te praat, en dan weet die vyand waar ek is, want die vyand weet wie dan agter my staan. Maar ek en jy wil die Here in, wat is daai doofstomtaal, ek weet nie wat is dit aanbid. Gebaretaal, ag dankie juffrou. Terwyl hy sê, kom na my toe. Imagine net gou, Jesus het op die skytjie gestaan en Petrus wil Jesus staan op die water en Petrus wil hom toe gaan en Jesus staan net en kyk vir hom. Dink jy Petrus het na hom toe gegaan? Dink jy ons het hierdie verhaal van Jesus dat hulle iets wou leer gehad? Nee. Daar het iets prakties gebeur. Petrus het eers hy het eers gevra. Wie is jy? Ek is die Here. Okay. Kom. Hoor gou wat is my mooi. Hy het vir hom gevra, kan ek na jou toe kom? Kan ek vandag vir jou sê, ek en jy in ons storm sien die Here van ver af en dan begin ons opgee. Dan sê ons, okay, ek het Jesus gekry en my storm is fine, dankie. Is dit wat hy vir Petrus gesê het hy moet doen? Hy het hom gevra, is dit u?
Hoor gou hierdie geestelike waarheid, hierdie ding wat jy moet leer. Want baie goed in my en jou storm lyk soos die Here, klink soos die Here, en is bevestig soos die Here, en is nie die Here nie. Dis iemand sy opinie, iemand se woord, iemand anders se iets. Ek wil vandag vir jou sê, as ek en jy in die gees in 'n storm is, moet ek en jy vra, Here, is dit U? En omdat ek hom ken, en omdat ek sy stem ken, en omdat ek in verhouding met hom staan, sal hy vir my sê, ja, dit is ek. Dan weet ek, dis die Here, maar dan stop dit nie daar nie. Wat sê hy vir hom? Here, kan ek na jou toe kom? En die Here sê vir hom, ja, kom. En toe klim hy uit, en hy loop na Jesus toe. Ek wil vandag vir jou sê, die feit dat ek en jy verdrink in ons storms, is die feit dat ons nie weet wie Jesus is nie, nie bereid is om met hom te praat nie, en ook nie bereid is om na hom toe te gaan nie. Maar die idee van hom het vir ons genoeg geraak. Markus 11 vers 23, as iemand wat hierdie berg sê, hy sal kry net wat hy sê. Nou wil ek vandag vir jou kom sê, ek het al 'n berg geklim en regtig vir die Here gevra om hom wegvat. Want ek was baie moeg. Hy het dit nie gedoen nie. Hy wou my iets leer. Oor my huwelik. Want my vrou was saam en sy was al baie verder as ek. Maar vandag wil ek vir die volgende sê. Baie mense praat oor hulle probleme. Hoor gou? Baie mense praat oor hulle probleme, maar ek wil vandag vir jou sê, geloof praat met jou probleme. Geloof praat met jou probleme. Nou kom ons na iets baie interessants toe. Want jy sien, ons kan baie maklik oor 'n probleem praat, maar baie maklik met 'n probleem. Nie waar nie? En daardie krag lê waar? In my tong. So ek het vir julle iets saamgebring. Sjoe. Dis 'n sakkie. This is a tong. A beestong. Sa blerrie lelike ding die. Wie wil voel? So hierdie is 'n tong. So hierdie is 'n tong, né? Nee? Dis 'n blerrie swaar tong. Maar jy geweet dat hierdie tong het nog nooit gejok nie. Jy geweet dat hierdie tong het nog nooit iemand beledig nie. Het jy geweet dat hierdie tong het nog nooit iemand se drome vernietig nie? Kyk maar so lekker ding. Vat hom aan die tong, sê. Het jy geweet dat hierdie tong het nog nooit iemand bemoedig nie? Het jy geweet dat hierdie tong het nog nooit hoop in iemand se lewe ingespreek nie? Het jy geweet dat hierdie tong het nie die vermoë om vrede te bring nie? Het jy geweet dat hierdie tong het ook nog nooit iemand opgetel wat regtig in 'n gat was nie? Hoekom nie? Want hy's dood. Hierdie tong is mors dood. Het jy geweet dat jou tong lewe nog? Hallo? Maar 'n bietjie so. Doen dit. Kyk of jou nou nog lewe. Jy sien, my tong lewe. En die woord sê in Spreuke 18:21 dat die mag van lewe en dood lê in die. My hande is gewas, so die wat om die navel gaan gaar maak. Lê in die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Hallo. Ons sê altyd net die eerste deel, né?
Die mag van lewe en dood lê in die tong. Maar ons vergeet wat sê die B-gedeelte. Hy sê ek en jy sal eet van dit wat ons saai. So dalk moet jy vandag vir jouself vra, wat saai jy in jou storm? Wat sê jy in jou storm? Wat sê jy oor ander in 'n storm? Want dis wat jy gaan eet. Nou dan praat ek met iemand toe sê hulle, nee, hy kry wat hy verdien. Ek sê, is jy laf? Hy sê, bedoel, ek sê, ek kan dit nie sê nie. Want môre gebeur dieselfde met jou en jy het dit nou gespreek en omdat jy het gespreek het, gaan jy eet dit wat jy gesê het. Ek bring hier die tong as julle nie luister nie. Ek sê jou nou. Ek is nie bang vir hom nie. Sê ek hierdie ding. Kele. Dis so waar. Hierdie tong het nie die vermoë wat jou tong het nie, want hierdie tong is dood. En ek wil vandag vir jou sê, van julle se tonge lyk ook maar so. Dood. Hoekom? Want ek en jy het nog nooit die vermoë en die tyd gevat om te weet wat ek sê het krag nie. Ek gaan nou die ding neersit, want hy wat baie lekker. Hou jy van 'n tenderheidstong? Lekker. Maar kan ek en jy verstaan, dat ons op hierdie plek wees vanoggend, want met my woorde kan ek en jy vernietig, kan ons seermaak, kan ons oordeel. Met my woorde kan ek en jy op 'n plek kom, wat ons so skade maak, meer as wat 'n mes of jy seer ooit kan doen. Want dit wat ek sê, het krag. My oupa, toe ek hierdie die dag vir hom gesê het, toe het hy my nie noodwendig geglo nie. Toe doen ek 'n gevaarlike ding, maar asseblief moet dit nie doen nie. Ek gaan jou met tong gooi. Moet dit asseblief nie doen nie. Ek verduidelik vir my oupa, want my oupa het die vermoë gehad om regtig dood te spreek en baie goed dood te praat en daar sit nie lewe nie en vergewe hom, hy is nou al oorlede, maar toe sê ek vir hom die dag, oupa, ek gaan vir jou hierdie ding wys en ek bid en ek sê vir die Here, ek wil hy moet hierdie verstaan. So ek wil net hê hierdie moet gebeur. Nie omdat dit sleg is of iets is nie. En wat doen ek toe? Ek sê oupa, môreoggend gaan jou linker agterwiel pap wees. Regtig, ek sê dit vir hom. Hy sê, ag man, boeta man, moenie nou kom met stories nie. Ek sê môreoggend, julle, ek is nog nie eens by die skool nie, so op pad skool toe, bel hy my. Hoorie, kan jy net gaan by my huis omdat ek het 'n papwiel? Ek sê, dis vir my interessant. Dis nou interessant. Ek gaan fiks die papwiel. Ek doen. Maar kom reg, ek sê oupa, onthou ek het gister vir jou gesê. Ag man, dis 'n kans. Ek sê oupa, ek sê nou, pas op wat jy sê. Hy sê ag okay, ek gaan pas op wat ek sê. Môre is die regter een pap. Ek sê Dis reg. Volgende ek is skool toe, rugby toe, huis toe, sport gedoen, die aand alles, niks nie. Môreoggend bel my oupa my voor skool. Boeteman, kan jy gou weer by my huis omdraai? Hoekom oupa? Neem my regter agterwiels pap. Ek sê, ek sê oupa nee, hierdie keer gaan jy dit self regmaak want jy moet bietjie iets leer. En hy's kwaad hoor. En hy bel my daai aand, hy sê ek gaan 100% pas op van dit wat ek sê. Want jy sien, ek en jy vergeet wat ons sê. Nie dat ek sê dit is hoe dit werk nie, hoor my. Ek vorm nie teologie om nie. Daai was nou toevallig. Maar ek wil hê jy moet verstaan, daar bestaan nie so iets. As die woord sê, daar's krag in wat ek sê, dan is daar krag in wat ek sê. So kan ek en jy ophou in ons storm, kom sê, ek kan nie, ek gaan verdrink, ek gaan dit nie maak nie, ek weet nie meer wat se kant toe nie, ek gaan dit nie maak nie, ek gaan dit nie maak nie, jy gaan dit dan nie maak nie. Hier kom 'n tong, sê amen ek, tong gee. Maar hoor net gou vanmôre. Want ek wil vandag vir jou sê, daar's baie, en ek sê dit baie versigtig, daar's baie dinge in my en jou lewens, wat maar so is, wat al dood is, soos hierdie tong, omdat daar nog niks oor dit gesê is nie. Dankie. Ek het hom nog lappe gewerk. Ek moeg hy raak swaar na, ek die oorhaling is blerrie gewigtig. Wie wil voel?
as iemand wil beestong maak, hy is nog vars, hy is net deur skare. Ek en jy het die vermoë om geloof in ons lewens in te spreek. Hier is nou beestong op my tablet. Dit was goed. Ek en jy het die vermoë om lewe te spreek in 'n dooie situasie. En kan ek gou vir jou sê, hoeveel krag is daar in die woorde wat gespreek is? Wie kan onthou, ons sing daai liedjie, The Bones of Elijah. Onthou julle dit? Hy het oor die dooie bene gespreek, hallo? Het jy verder gegaan, as jy verder gaan lees, gaan kyk bietjie toe, hulle eendag 'n ander man, hallo, afgesak in 'n graf, wat dood is, toe raak hy aan daai bene, toe leef hy. As jy dit weet, jy gaan kyk bietjie in jou Bybel. Hoekom? Want dit wat ek en jy hier bind, sal gebind bly. Nêrens sê die woord dat ons woorde ophou krag dra nie. Nêrens nie. Ek wil vandag vir die feit dat ons 'n kerk gebou het, die feit dat daar nog kerke in die wêreld is omdat iemand eendag gepraat het en hulle is al lankal dood, maar as gevolg van daardie krag, van daardie tong, van daardie dag en die Heilige Gees is ons die rede dat ons hier sit. Want die woorde wat die Here vir my en jou gee om te spreek, dra krag en dit verloor nie sy krag nie. Maar pastoor, jy verstaan nie, ek hou al aan hierdie belofte vas vir 17 jaar, okay. Wanneer laas het jy oor daai belofte gepreek en gespreek en iets gesê wat kan sin maak? Of is jou tong in 'n koelboks op 'n kansel? Ek wil vandag vir die volgende kom sê. Die woord sê, toe Dawid by Goliat kom, het hy nie vir hom gevra nie. Hy het ook nie oor hom gepraat nie. Hallo, gaan lees die verhaal. Dawid het nie oor Goliat gepraat nie. Hy het met Goliat gepraat. Hy het vir hom gesê dat ek kom in die naam van die Here. Almal het oor Goliat gepraat vir Dawid. Maar Dawid het met Goliat gepraat. Jy sien, wanneer ek en jy met ons storm praat, met ons reëse praat, dan begin hulle val en stil word. Maar ons is geneig om oor hulle te praat. Alles ryk nou soos tong. Kan ek en jy ook op 'n plek kom dat ons pas op dat ons klagtes, dat ons negativiteit, dat ons vrees omgedraai kan word dalk in geloof en in hoop en in bemoediging. Jy sien, die wêreld het die vermoë gekry om my en jou stil te maak. Die wêreld het die vermoë gekry om vir my en jou te sê, ons hoef nie, ons kan nie, ons mag nie. Ek wil vandag vir jou sê dat as hy sê dat ek het vir jou lewe gegee en dit in oorvloed, is ek en jy hoe veronderstel om daarin te lewe en dit ook te spreek. Galasiërs 5:22 sê, watse woorde is ek en jy veronderstel om te spreek? Watse woorde is ek en jy om veronderstel is om te leef? Is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Wanneer ons harte met sy goedheid gevul is, sal ons monde lewe spreek. As ek by iemand kom wat net negatief is en wat net negatief praat, dan vra ek vir hom, wanneer laas het jy by die Here uitgekom? Wanneer laas het jy by die Here uitgekom? Hoekom? Wat bedoel jy? Ek sê, want as die Here vanoggend met jou gepraat het, as jou woorde dalk vanmiddag anders. Mag ons negatief wees? Ja. Mag ons hart uitspoel? Ja. Maar mag ek en jy doodspreek? Nee. Nee. Want hy het gekom sodat ek en jy kan lewe hê en dit in oorvloed. Kan ek en jy weer bereid wees om op die water te loop in die storm? Kan ek en jy weer bereid wees om op te staan vir dit wat ons glo? Kan ek en jy Jesus in ons storm soek, plaas om weg te hardloop van ons storm af? Dit is my baie mooi, want wat ek en jy in die storm spreek en bepaal, is wat God kan doen in jou storm. Weet jy hoekom sê ek so? Want Korintiërs 4:13 sê, ek het geglo, daarom
het ek gespreek. Ek wil afsluit met hierdie. Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle sal vaar op die vleuels soos arende. Wat vir my baie mooi is daar, is as jy bietjie gaan kyk, wat is die werk van 'n arend. 'n Arend is een van die mees indrukwekkendste voëls wat God geskaap het, want wanneer ander voëls 'n storm sien, dan vlug hulle. Hulle vlieg weg. Hulle soek skuiling. Hulle probeer die storm vermy. Maar 'n arend doen iets anders. En dis vir my baie funny, want wanneer die storm se winde begin waai, begin sterks op sy ligstroom vorm. Want die arend weet iets wat ander voëls nie weet nie. Wanneer die storm se winde begin waai, begin sterk opwaartse wind kom en die arend doen die volgende. Die arend gebruik daardie winde. Die arend gebruik dit en hy sprei sy vlerke oop en let, soos die storm hoër en hoër raak, so gaan die arend hoër en hoër. En hy vlieg hoog. Jy sien, terwyl 'n ander wegkruip in 'n storm, styg die arend op na bo. Want hy veg nie teen die storm nie. Hy gebruik die storm om hoër te kom. So as hierdie skrifvers vir my en jou sê, dat ek en jy, wat op die Here wag, kry nuwe krag en ons vaar op die vleuels soos die arende, dan beteken dit, ek en jy kry krag om nie gaan weg te kruip in ons storm en onder te gaan skuilings soek nie. Dis juis wanneer ek en jy moet opspring, ons vlerke uitsprei en sê, kom wat wil. Ek gaan saam met die Here. En hier is die belangrike ding wat 'n arend doen, is hy gaan saam met die storm. Hy hoef nie teen hom te veg nie. Hy gaan saam hom. Het jy al ooit gedink dat die Here 'n storm op jou lewe gestuur het, dat jy iewers heen kan uitkom vinniger as wat jy dit sou doen normaalweg? Het jy al ooit aan gedink dat 'n storm is vinnig en woed en die wind waai? Dit gaan jou vinniger bring dan waar die Here jou wil hê, as wat dit sou vat as jy nou met jou oggend en aandgebed en met jou kosgebed daar gaan kom. Hallo? Jy sien wat die Here is in die dag van môre. So hy weet waarvoor moet jy gereed wees? Waarvoor moet jy reg wees? Daarom is die storm daar. So ek wil vandag vir jou vra, maak as ook wat se storm in jou lewe is nie. Of dit finansiële druk is, of dit siekte is, of dit bekommernis is, of dit moeilike situasies is, of dit wat ook al dit is in jou lewe is. Kan ek en jy een ding doen? Kan ek en jy opstaan in die storm en op 'n weg kruip? Jy sien, 'n storm wat ander laat wegkruip is die storm wat God gebruik om my en jou op te rig en op te laat styg. Kan ek en jy ophou bang wees in ons storm? Kan ek en jy ophou bang wees in ons ongeloof? Want God het jou nie geroep of geskape vir dit nie. Hy het jou geroep en gemaak om te vlieg soos 'n arend. Ek wil afsluit. Wil ek? Ja. Kan ek en jy die krag van ons tong gebruik om lewe te spreek en nie dood nie? Kan ek en jy die krag van ons tonge gebruik om lewe in dooie situasies in te spreek? So ek wil jou vanoggend uitnooi. En ek weet jy het al baie gebeur, maar ek voel hierdie is spesifiek en is belangrik. Ek weet nie wat jou storm is nie. Ek weet nie wat jou storm se naam is nie. Ek weet nie wat is die berg of die reus wat op die oomblik voor jou staan nie. Maar ek weet dis van julle wat vandag moet begin geloof praat. Dis van julle wat vandag moet begin lewe spreek. Dis van julle wat weet dat jy dit nie sonder die krag van die Heilige Gees kan doen nie. So ek wil jou gevra, as dit jy is, staan gou vinnig op. Staan gou op. Party van julle se storm is bekommernisse. As dit jou storm is, staan op.
vandag kom bid ek. Wat ook al hierdie storm se naam is, en wat ook al hierdie storm mag wees, kom bid ek, Here, dat ons lewendige, werkende tonge sal gebruik om teen dit op te staan, om geloof in dit in te spreek, om U te soek in die storm. En wanneer ons U vind, vir U te vra, is dit U? En dan na U toe te gaan. En dan bid ek, Here, dat ons nie ons oë van U af sal haal nie. Want Vader, wat ook al hier die wêreld bring, veroordeling, negativiteit, mense wat agter jou rug praat, wat jou sleg praat, mense wat nie eintlik weet wat in jou lewe aangaan nie, maar nog steeds dit te sê het, en dit dra soveel gewig op jou. Situasies waar jy net misverstaan is. Krisisse wat net nie 'n einde kry nie. Antwoorde wat net nie kom nie. Genesing wat net nie opdaag nie. Verslawing wat net nie gebreek word nie. Kom bid ek vandag, Here, die volgende. Here, vul ons harte met geloof en ons monde met lewe. In Jesus naam. Amen. Amen.